Hemelse Vader, dankie dat U ons nooi na hierdie plek van afsondering. Ons erken en bely vandag dat ons dikwels nie meer weet hoe om regtig te bid nie. Ons raak vasgevang in forme en woorde, of ons raak sommer in die slaap van die droefheid en die uitputting van ons lewe. Here, vanoggend vra ons U, leer ons weer bid. Neem ons na daardie plek waar ons 'n diep begeerte kry om soos Jesus te lewe, in 'n konstante kommunikasie met U. Ja, Here, ons bely dat ons dit nie uit eie krag kan regkry nie. Hy moet ons help. Heilige Gees, raak ons harte aan en skenk aan ons in ons 'n diep bewussyn van die liefde en werk in ons lewens vanoggend in hierdie uur. Amen. In die manier hoe Jesus bid, verander hom. Verander nie die omstandighede nie. Die fariseërs fariseer vorentoe, die skrifgeleerde skrifgeleer heeltyd aan mekaar. Die soldate en die Romeine is besig met bedrog en hulle is besig om mense se lewens te vernietig. Dit verander nie. Maar elke keer as Jesus klaar gebid het, dan was hy anderste. En op 'n punt sê hulle vir hom, Jesus, leer vir ons bid. Want die manier hoe jy bid, wil ons wil dit hê. Want as U klaar gebid het, dan is daar moed in U, daar's krag in U, daar's 'n nuwe woema in U, daar's 'n stuk opgewondenheid in U. Die omgewing verander nie, maar U verander. En ons wil so bid. Here, U is op 'n manier saam met God. En ons weet nie hoe ons dit reg kry, hoe om dit reg te kry nie. Leer vir ons hoe om dit te doen. En daarom nooi hy hulle ook in hierdie laaste aand om te sê, kom saam. Want vanaand het ek nodig om te bid. Want ons lees ook dat hy eerlik is oor hoe hy voel. Hy sê dis te veel vir my. My gees voel of dit plat getrap kan word. Een van die maniere hoe ons saam kan bid is om ons liggame te gebruik. Jy hoef nie baie bewegings te maak nie, maar ek wil jou vanoggend uitnooi om jou hande in 'n bakkie voor jou te hou. Soos wat jy nou sal water opvang, né? Jy moet nou drink daarvan, net soveel. Nou hou ons vanoggend en in jou hart sê jy, Here, mag ek vanoggend weer leer hoe om by U liefde en genade te kom ontvang. So hou jou hand daar, dan bid jy dit gou vir jouself. Dan wil ek hê met jy jou hande oopmaak sodat hulle uitval. My vingertjies is baie krom. Hulle is die mense se vingers wat so krom is as synige mense. Maar hou net terug, hou die geldjie laat gaan nie. Hulle hou jou hande so uit en sê, Here, ek wil laat gaan van dit wat my moeg maak. Daai droefheid, daai angs, daai onsekerheid, daai wrok waarmee ek loop, daai pyn waarmee ek loop, daai teleurstelling waarmee ek loop, in myself wat ek loop. Daar waar ek hierdie week opgetree het, alles behalwe ek moet wees. Sê, Here, ek wil laat gaan. Ek wil dit laat uitgly uit my hande uit. Dan kan jy net jou palms bietjie opbring, sodat jy kan ontvang. Heilige Gees, ek bid nou vir my U krag, U teenwoordigheid, U wysheid in my lewe wat ek nodig het. En dan kan jy jou hande oor jou hart sit vanoggend. God, laat my hart weet dat U meer teenwoordig is as wat my hart in my lewe teenwoordig is. Binne in my. Dankie dat U vanoggend hier by my teenwoordig is. Mag ek dit vanoggend saam met my hier uitdra vir hierdie week. Amen. Dis die aand voordat Jesus dan gevange geneem is, hy die nagmaal ingestel en hy het vertrek en so sy gewoonte was, het hy na die Olyfberg gegaan. En die disippels het nou natuurlik ook hierdie gewoonte aangeleer en die disippels het hom gevolg en toe by die plek aankom, sê hy vir hulle,
bid julle ook, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Hy het toe 'n entjie van hulle al weggestap, ongeveer 'n klipgooi ver, hy het daar gekniel en hy het gebid. Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur intense angs oorval. En hy het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Toe hy na sy gebed opstaan, gaan hy na sy disippels en vind hulle van droefheid aan die slaap. En hy het vir hulle gesê, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kan kom nie. Die ma wil haar seentjie baie graag leer om te bid en sy probeer hom nou begelei ook deur 'n proses. Wat is gebed? Is om dankie te sê, is om vir mense te bid en alles. En hy sit, nou is hy ook maar moeg gespeel en mamma is nou gereed om vir hom 'n lang gebed hier te vat en hy weet nie hoe hy uit hierdie ding uit kan kom nie. Nou sit hy op sy knietjies daar en sy ma sê, "Oké, Fynkie, bid nou vir ons vanaand," en dan sê jy vir ons dankie vir Here en hy sê dankie Jesus vir die dag, was baie lekker, amen. Sy sê nee, dit kan nie so vinnig wees nie. Sê 'n bietjie brei net 'n bietjie uit en sê dan wat was nou lekker van die dag. Sê okay, my maatjies wat by my gespeel het, dankie vir die koeldrank, amen. Sy sê nee, wat van mamma, van pappa? Sê Jesus, hou 'n bietjie aan, my ma wil met u praat. Nou ek dink vir 'n groot deel is gebed, mis ons gebed deur te dink ons moet die regte woorde bid. As jy Lukas se gedeelte oor hierdie gebeurtenis lees, dan is Jesus, vra hy selfs 3 keer, Here, laat die beker van my weggaan, en dan sê hy nogtans, net as dit u wil is. Herhaal die gebed oor en oor, want dit is die intensie van sy vrees en sy angs. Met ander woorde, hy is baie eerlik oor hoe hy voel en hoe hy die wêreld beleef. Ek dink ons het verleer om regtig met ons innerlike, ons worsteling te kontak te maak. Ons sien net altyd hierdie simptome wat ons het. Maagpyn, gejaagdheid, ons is geïrriteerd, ons is bang as ons tussen mense is. Daar's 'n klomp simptome waaraan ons ly, omdat ons onsself disconnect van ons ernstige en diep ervarings van die lewe. Ek dink myself beskerm ek deur nie hierdie TikToks te volg oor die oorlog nie, want daar's soveel fake news wat hulle vir jou uitwys wat eintlik besig is deur mense versprei word, dat jy met soveel ontsteltenis gaan slaap vanaand dat jy heel moontlik nie aan die slaap kan raak. Gelukkig vir die disippels, hulle kan daarom aan die slaap raak as hulle hierdie droefheid en hierdie angs het wat hulle oorval. Maar hierdie omstandighede maak baie keer dat jy nie kan slaap nie. Jou slaap word van jou weggeneem. Die Here wil nie hê ons moet ons lewens vul met angs en met oorweldiging met vrees nie, maar die Here wil hê ons moet eerlik wees oor wat hierdie stikkindheid aan ons doen. Nie omdat God nie weet hoe stikkend dit my maak nie. Hy weet presies hoe hy dit stikkend maak. Maar hy wil jou uitnooi dat jy moet die stuk eerlikheid voor hom beleef. En jy weet mos nou as jou kind se toon gestamp is of jou kind het seer gekry, hoe baie keer hulle kan huil. Hulle huil met oorgawe. En as jy hom eers vashou, dan sit hy nou eers 'n 2 note ekstra by. En hy snik vir hom en dit is mos net S&T, né? Dis net dis 'n natterige storie. Dis hierdie kant toe, daardie kant toe, dis afvee, maar dis 'n aardige storie, want skielik net jou vashou kan jou kind volledig eerlik wees met sy stukkie magteloosheid. So God het nie nodig dat jy vir hom moet sê hoe stikkend en hoe swaar en hoe moeilik dit is nie. Jy het dit nodig sodat jy kan ervaar 'n intieme en 'n egte verhouding met God. Hoe meer vertroue in jou verhouding daar is, hoe meer gemaklikheid is daar, hoe meer eerlikheid is daar, hoe makliker kan jy vir jou partner sê, my lewe val uitmekaar. Ek het nodig dat jy my moet vashou, want ek weet nie hoe nie.
Maar hoe minder vertroue daar is en meer jy moet terughou, hoe minder van hierdie eerlikheid en hierdie intimiteit kan jy beleef. Daarin is Jesus vir ons 'n voorbeeld. Hy het nie net woorde nie, hy het ook 'n voorbeeld om te sê, wees eerlik met God, sodat jy kan ervaar die liefde en die teenwoordigheid van God by jou. In Lukas herhaal hy hierdie gebed 3 keer. Dis asof hy nie, dis nie dat hy die God vertrou nie, hy sê net, Here, ek wil hierdie ding heeltyd oor in my hart bid. My hart wil laat gaan aan hierdie beker, maar ek weet in my geloof wil ek nie laat gaan aan u wil nie. Aan u koninkryk, aan u plan. Ek luister nou die dag so vinnige preekie van 'n ou wat oor gebed praat in die voorbereiding. En hy sê dis vir hom verskriklik jammer dat ons nie mekaar help om regtig te bid in vertroue voor God nie. Ons dink gebed is ampertjie soos die lotto. Ek bid nou en net nou het ek die lakskoot en dan gaan die Here my gebed verhoor, né? Of dis soos 'n regte paswoord. As ek nie die regte paswoord het nie, dan kan ek nie hier ingaan nie. Hy sê dis glad nie hoe gebed is nie. Dis nie God luister na elke woord wat jy sê. Maar is nodig dat gebed jou verander. Dat jy die vertroue het om te sê, dankie Here, u het hierdie gebed gehoor. Dit was rou, dit was deur mekaar, dit was aanhoudend, maar dankie dat u hierdie gebed hoor vandag. En dat u dit verhoor. Nie altyd soos ek het wil hê nie. God sê nie vir Jesus, ja, ek sal die beker wegvat nie. Wat doen hy? Het julle gelees? Daar het 'n engel verskyn. Nou ons is ook nog dom, ons verstaan nie engele nie. Baie keer is dit net iemand wat langs my kom sit en sê, jy gaan deur 'n tawwe tyd. Hier is jou koppie tee, kan ek dit saam met jou drink? En skielik is jou engel daar. Iemand kom en bel jou net onverwags en sê, jong, ek dink die hele tyd aan jou. Kan ek vir jou bid? Jy kan maar weet, dis jou engel daar. Skielik sit jy bid oor en oor en skielik snap jou hart. Nogtans u wil. En al jou omstandighede rondom jou sien jy anderste. En jy staan op en jy vat die dag aan. En as Jesus oor en oor bid, wen dit uiteindelik laat u wil geskied. En hierdie persoon sê, hoe jammer is dit dat ons nie geleer het om ons hart in die vertroue te plaas in God se plan en God se koninkryk. Hoe baie keer bid ons, Here, ek het 'n werk nodig, ek het 'n werk nodig. Maar hoe min keer hoor jy mense, Here, gee my 'n werk sodat u my kan gebruik om u koninkryk te laat kom. Here, ek het 'n vrou nodig. Here, ek soek 'n man. Ek soek iemand om daar te wees en ek min hoor jy om te sê, Here, ek soek 'n man of ek soek 'n vrou wat saam met my u kan dien. Here, ons huisgesin gaan deur 'n tawwe tyd. En hoe min hoor ek, Here, help ons huisgesin, dat as ons deur hierdie omstandighede gaan, dat ons nie ons vertroue in u almag en u teenwoordigheid sal verloor nie. Here, ek is siek, maak my gesond. Hoe min hoor jy mense wat sê, Here, in hierdie siekte, help my, dat ek 'n getuie sal wees van u trou en u sorg in hierdie omstandighede. Iets daarvan leer Jesus vir ons. Wanneer hy die gebed bid en dan die woordjie gebruik, nogtans. En nogtans bring 'n groot verandering in Jesus. Die bloeddruppel sweet is verby, die angstigheid is verby en Jesus staan op. En hy gaan dan sy disippels toe en hy sê, staan op. Die tyd het gebeur, ek is gereed. Hoe baie keer is dit die uitdaging wat gebed nie juis vir jou en vir my wil bring. Dat God sê, ek kan nie nou hierdie goed vir jou verander nie. Maar as ek jou verander, dan gaan jy anders te leef in hierdie omstandighede. Baie keer is dit nie die uitroep wat God vanoggend vir jou en vir my wil bring en sê, my kind, ek ken jou. Ek weet presies waardeur jy gaan.
Maar jy het nodig om te weet, dat ek weet. Daarom het ek nodig, dat jy huil, dat jy rou bid voor my, dat jy eerlik bid, sodat jy weet, ek luister na jou. Maar ek wil hê, gooi die bietjie nogtans by, om te weet, ek wil vir jou die beste. Ek wil vir jou alles ten goeie laat meewerk. Vertrou my ook in die storm. Vertrou my wanneer die branders hoog slaan en die bootjie lyk of hy gaan sink. Moenie my na die tyd wil vertrou nie, want dit maak jou nie sterk nie. Nou, dis peperduur om hierdie klippies hier te koop, maar as jy in Barkly West hierdie klippies kry, daar waar die Delvers is, dan koop jy so 'n sakkie vir R30, propvol, né? Hier moet jy omtrent 130 betaal vir 'n klein sakkie. Maar ek wil hê jy met jou klip vanoggend sommer net in jou hand voel. Dis eintlik 'n stukkie wonderwerk wat jy hier in jou hand het. Want ek wonder as ek nou adrieskundige hier gehad het, sou hulle vir my gesê het, nasin by hoe oud hierdie klip moet wees. Want hy is deur spoelwaters. Hierdie klip het goed beleef en gesien in die wêreld wat ek en jy heel moontlik nog glad nie eers gesien het en beleef het nie. Ons weet nie eers lekker van die geskiedenis daarvan nie. En hierdie klippie gaan heel moontlik nog lank na jou nog steeds hier wees. Terwyl jy met hierdie klippie sit, wil ek hê moet jy vanoggend vir hierdie klip gee dit waaraan jy dra vandag. Miskien is dit 'n stuk bekommernis. Miskien is daar 'n stuk selfverwyd in jou lewe wat jy nie op 'n manier kan losmaak van jou nie. Miskien is dit sommer net 'n stuk seer wat jy dra, wat jou menswees al hoe kleiner en kleiner laat voel. Hierdie klip sal dit ook kan vat. Hy het al soveel gesien, hy het soveel al deurleef, dat dit wat in jou lewe vir jou swaar is, soos 'n klip is wat jy moet saamdra. Wil ek vir jou vra, kan jy in hierdie gebed, in hierdie klip sien ingaan? Nou is 'n bak water wat jou leier vir jou gaan hou. Water is een van ons sterkste simbole. Jy het dit nodig om te lewe. As die vrugwater breek, kom lewe na vore. As die chaos water tot stilte kom, kom 'n pragtige skepping daaruit. As die see oopgaan, kan God se volk vry uitgaan. En as Jesus uit die water uitkom, weer klink dit in die hemel. Dis my geliefde seun, in wie ek welbehae het. So is die water ook oor jou gegiet, om jou te herinner, jy behoort aan God, jy is God se kind. En daarom kan ek hierdie klippie vanoggend in hierdie water sit en voel hoe hierdie klippie omring word deur die water wat lewe bring. Jou leier sal vir jou die bak hou, net daar waar jy sit, kan jy vanoggend jou klip in hierdie bakkie sit. Mag jy hierdie week ingaan en gaan lekker koffie drink. En as jy vas van iets, hou daaraan vas, dat dit jou help om 'n dissipline te leer, om te laat gaan aan die goed wat ons vashou in hierdie lewe. En mag jy gaan vry lewe in die liefde van God jou Vader, in die genade van Jesus Christus vir jou, maar meer nog in die kragtige teenwoordigheid en werking van die Heilige Gees in jou.